Voor die skriflesing kom ons bid saam. Here, ons buig voor U, Vader, Seun en Heilige Gees. Maak dit stil in ons harte en in ons gedagtes en help ons om vir hierdie halfuur te fokus op God en ons verhouding met God. Here, ons kom buig onder U gesag. Ons kom buig onder die onfeilbare woord van God, wat onfeilbaar is, wat onbreekbaar is, wat ons in die waarheid onderrig, wat dwaling bestry, wat alle verkeerdhede kan regstel en ons die regte lewenswyse gee om te lewe, sodat ons volkome toegerus sal wees om in diens van die Here te staan. Ons honger en dors, Here, nie na die wêreld nie. Here, ons verlang nie terug na die kospotte van Egipte nie. Ons hartsbegeerte is om vanaand by Golgotha, by die kruis te kom kniel en om nuwe genade by U te kom ontvang. Gee vir ons 'n honger en dors vir die lewende waters van U woord, Here. En waar ons vanaand lees uit Jakobus, waar dit 'n ongemaklike woord mag wees, mag ons ook dit aanvaar as die woord van God en buig onder U woord, onder U gesag. Here, as daar van ons is wat U wil tugtig vanaand, doen dit soos 'n vader met 'n kind, in liefde en in waarheid, omdat U ons liefhet. As daar iemand is wat bemoediging nodig het, gee bemoediging vanaand. Here, hier is ons, U diensknegte en diensmagte, om te luister na die woord van die Here vanaand uit Jakobus 4, vers 1 tot 6. Amen. Ons skriflesing vanaand is Jakobus 4, hoofstuk 4, vers 1 tot 6. Vers 1, waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes, wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie, en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed, en kan dit nie in die hande kry nie, en dan maak julle rusie en beklei julle. Julle kry nie, omdat julle nie bid nie. En as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle eie selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is? Of dink julle dat die skrif sonder rede sê, dat God die Gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Maar die genade wat God gee, is nog groter. Daarom sê die Here, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. My vriend in die Here Jesus, die tema wat ek gekies het vir hierdie boodskap vanaand is geld jou God en Jesus jou stokperdjie? Is geld my God en is Jesus my stokperdjie?
As agtergrond, geld in die kerk is 'n groot probleem. Van Jesus se dae af al. Onthou julle die Here Jesus wat in Markus 8 sê, wat help dit 'n mens dat jy die hele wêreld wen, maar jou siel verloor? Die Here Jesus sê in die bergrede, niemand kan 2 baase voorwerk nie. Dis of God of dis Mammon. Onthou julle die Here Jesus wat vir die ryk jong man sê, wat hy sê hy doen al die gebooies, dan sê die Here Jesus vir hom, gaan en verkoop alles wat jy het, dan sal jy volmaak word. En hy was bedroef en is waarskynlik vandag in die hel. Onthou jy Simon die towenaar in Handelinge 8 tot bekering gekom en toe wil hy geld aanbied vir die Heilige Gees. Die oordeel van God was op hom. Vriende, daar is kerkmense, waarskynlik, vandag in die hel. Judasse, wat vir geld hulle siel verkoop het. Ek wil graag vandag 4 sake in hierdie gedeelte wil ek vir ons onderstreep. En terwyl ek voorberei, dink ek aan soveel kerkstories wat ek kan deel. Laat ek ter inleiding nog 1 of 2 net deel voor ons inspring. In my bediening praat ek met baie predikante uit verskillende kerke. En in 'n ander streek, 'n tydjie terug praat ek met 'n predikant wat vertel dat hulle gemeente wou hulle bydraes onttrek van 'n synode wat nie meer staan by die woord van God nie. En toe was daar 1 ouderling op die kerkraad wat dit geveto het. En toe is dit van die tafel gevee. Of dink aan charismatiese kerkleiers wat vir mense met 'n voorspoed godsdiens manipuleer en dink dat as jy gaan saai in sy bediening, gaan God jou seën en jy gaan welvaart hê. Ons gaan nou daarby kom by 1 Timoteus hoofstuk 6 ook, wat mooi inpas by Jakobus. Terwille van geld het baie hulle groot skade op die hals gehaal en afgedwaal van die evangelie. Ouderlinge wat kerke manipuleer met geld. Ken jy sulke stories? Maar ook mooi projekte. Maar miskien 'n pa wat 'n passie het vir 'n projek, maar dit kom nie van die Here af nie en hy's meer opgewonde daaroor as oor die evangelie en dan moet ons daai projek doen. En as ons hom nie doen nie, dan manipuleer ons die kerk. Is Christus jou God? En jou geld dien hom, of is geld my God? En Jesus het my stokperdjie geword waarmee ek kan manipuleer en beheer en die dominee in 'n rigting forceer want ek het die geld gegee. Dis alles hier in Jakobus vanaand. Jakobus 4.
So kom ons kyk, 4 punte, 4 sake. Die eerste punt gaan oor ons selfsugtige begeertes, as dit by geld kom, en wanneer is dit genoeg? Wanneer is genoeg vir die Here? Nommer 1. Nommer 2 gaan ons kyk na mense wat op geld vertrou bid nie, gebed. Tweede. Derdens gaan ons kyk na die wêreld en geld en God. Hoe die wêreld met geld werk en hoe God wil hê ons daarmee moet werk. En dan laastens, die hoogmoediges wat onder God se oordeel staan en die nederiges wat berusting en vrede by God kry. Dan kom ons kyk die eerste stuk dan. Selfsugtige begeertes. Jakobus sê, kom ons lees dit saam. Jakobus 4, ek gaan dit lees, die 6 verse eers alles saam. Vers 1. Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusie onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes, wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie, en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed, en kan dit nie in die hande kry nie, en dan maak julle rusie en beklei julle. Net eers tot daar. Eerste wil ek vir my broers en myself maan en sê, as jy nou lees daar, Jakobus sê, moord pleeg, moenie rustig raak en sê, goed, is nou daarom nie ek nie. Onthou in die bergrede, wat sê die Here Jesus, jy het geestelike moord in jou hart gepleeg. Ons kan in ons selfsugtige begeertes geestelike moord pleeg as ek kyk na iemand en ek begeer wat hy het. Jaloesie. Nou, baie belangrik om hier in gedagte te hou, die Here is nie teen geld nie, al die geld van die wêreld behoort aan die Here. Julle sal weet, in 1 Timoteus skryf Paulus, en hy sê, die leiers in die kerk wat hard werk, hulle is geregtig dat die kerk moet vir hulle sorg. Die wat voorgaan, wat hulle werk doen, so ons moet sorg. En aan die ander kant, weet julle, Paulus sê in 1 Timoteus 5, sê hy die leegreiers, die ouens wat nie werk nie, julle moet hulle aanspreek. Wie nie werk nie, kan nie eet nie. So die evangelie verwerp beide kommunisme en selfsugtige kapitalisme. Die een, ek sê altyd vir ons dogters, die kommunisme basies werk so, jy kan jou hele skoolloopbaan kliphard werk in die aande tot 11-12 uur en jy werk en jy's gedaan na 12 jaar en jy word 'n dokter en jy studeer 6-7 jaar hard, kliphard en jy gaan werk en die straatveer wat nie sy huiswerk wou doen nie en wat nie wil werk nie, moet dieselfde kry. Dis kommunisme. Die skrif verwerp dit ook. Paulus sê, wie nie werk nie, kan nie eet nie. Werk hard, die tyd is min, so ons moet werk. Aan die ander kant, die selfsugtige kapitalisme, om soveel as moontlik wins te maak, selfs op onetiese maniere, op 'n oneerbare manier, ons sal nou daarna kyk, en geen gevoel het vir hulle wat swaar kry nie. Nie een van hulle is die evangelie nie. So hoe kry ons dit reg om nie ons selfsugtige begeertes te volg nie? Hoe kan ons bly by wat die woord vir ons leer? Dit was vir my so interessant om te gaan ontdek. Die armes in die Nuwe Testament. Handelinge 6, onthou julle wat het daar gebeur? Die apostels verkondig die evangelie. Petrus, hulle is oral besig en bekerings en wonderwerke en dan is daar 'n dispuut wat uitbreek tussen die Joodse Christene en die Hellenistiese Christene. Wat het daar gebeur?
Die Hellenistiese, die nie Jode, die armes, wat daar was nie paas om te sorg nie. Die weeskinders en die weesvrouens. Hulle het kom kla en sê, die Joodse Christene kry meer as ons. Kyk wat gebeur met ons. En dan kom die apostels, dan bid hulle, dan stel hulle diakens aan. Om seker te maak dat hulle dit eweredig versprei. Nou, onthou julle Paulus, wat geld bymekaar gemaak het vir die gemeente in Jerusalem. Toe's die bordjies verhang. Jerusalem het deur 'n geweldige droogte gegaan, waar daar ontsettende hongersnood was vir 'n tyd, en Paulus gaan en hy kollekteer geld vir die gemeente in Jerusalem. Ek wil dit gou vir julle net hier lees by 2 Korintiërs, hoofstuk 8. Hoor wat gebeur toe nou hier. Waar dit eerste die Hellenistiese Christene was in die vroeë kerk in Handelinge wat gevoel het hulle kry swaar en dat die Joodse Christene het te veel gehad en toe hulle dit regstel. Hier is dit presies die teenoorgestelde. Hoor wat staan hier, 2 Korintiërs 8. As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. So hier is 'n belangrike beginsel, ons sal nou daarby uitkom. Ek bedoel nie dat jy gebrek moet ly om ander te help nie, maar sodat daar ewewig sal wees, moet julle wat nou oorvloed het, die help wat gebrek ly. Dan, as hulle weer oorvloed het en julle gebrek ly, kan hulle julle weer help. So kom daar ewewig. Daar staan geskrywe. Die met baie het nie te veel gehad nie, en die met bietjie het nie te min gehad nie. Sien, Jakobus skryf teen sakemense in die kerk, wat so baie geld gemaak het, en geld het eintlik hulle God geword. En die kerk het hulle stokperdjie geword, waar ons kan manipuleer en kry wat ons wil hê. Omdat daar vir my, ek kan op 'n manier die touwtjies bly trek. Ken julle dit? Ken ons dit? En dis die probleem wat ons hier gekry het. Wat wil Jakobus dan hê? Hoe moet dit wees? Hoe wil die Here Jesus hê moet dit wees? As dit nie gaan wees volgens ons selfsugtige begeertes en afguns en jaloesie nie. Ek dink Jakobus en Paulus stem heel hartig saam met Filippense 4 vers 13. Enige jong mense hier wat daai versie op skool gehoor het. Ek is tot alles in staat deur. Wie van julle onthou dat dit gaan eintlik daaroor geld? Ons het gedink dit gaan oor rugby en oor sport, toe ons jong was. Ek is tot alles in staat en ek gaan hierdie beker wen. Sit die beker gou daar neer, hoor gou wat staan in die versies net voor dit. Filippense 4 vanaf vers 12. Hoor wat staan hier. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Vriende, ons probleem is dat ons in ons sondige natuur nooit vergenoeg is nie. Ons wil altyd meer hê, ons sondige natuur. Die Engelse uitdrukking, ons wil altyd strings attached. Wat is daarin vir my? Die Here sê vir ons, bring al jou selfsug, bring dit na Christus toe. Dis die eerste stuk. Jakobus 1
Die rusies, die selfsugtige begeertes, die woede, die jaloesie, die bekleierye, gaan gewoonlik terug na mense vir wie geld hulle God is en Jesus en hulle status en hulle aansien in die gemeenskap is hulle tweede, is die stokperdjie wat belangriker is as Christus. Die tweede punt gaan oor gebed. Jakobus sê in vers 3, julle kry nie omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Hoeveel keer het die Here jou en my al bewaar van onsself? Ons bid vir 'n ding en met ons kinders vir 'n projek en ons bid en niks gebeur nie. En 'n paar maande later as jy terugkyk, dan dank jy die Here dat die Here dit nie vir jou gegee het nie. Dan sien jy hoe die puzzelstukkies bymekaar kom. Ek het lank gaan dink oor die ding van ook oor rykdom. Hoekom is dit so 'n probleem in die skrif, in die Nuwe Testament? Ongelooflik. As jy Lukas Evangelie lees, Jakobus, 1 Johannes 2. Nou meer ek van daai tekste gelees het, ons gaan nou nog 2 lees van hulle, ook van die Here Jesus wat daaroor praat. Lyk dit vir my dat die probleem is nie geld nie, maar dit is dat hulle wat geld ontvang het, dink hulle het God nie nodig nie. Ons bid net wanneer dit swaar gaan. En is 'n manier om te sê, ek is in beheer. Ek verdien dit. Ek het gewerk hiervoor. En niemand mag hieraan vat nie. Dis 'n manier om te sê, ek is my eie God. Ek het God nie nodig nie. En gewoonlik is dit ook mense wat nie bid nie. Wanneer bid ons? Dis hy. Dis goed. Ons bid gewoonlik wanneer ons in 'n krisis is. As dit goed gaan in die besigheid, hoef ek nie te bid nie. Dit gaan ons goed. Die oomblik wat daar 'n krisis is, bid. Die oomblik wat daar 'n krisis is. Hoor wat staan hier in Jakobus 4 vanaf vers 13 en hierdie verse is in my in my hart ingeprent, want hierdie verse het ek omtrent 4,5 jaar terug in my Bybel gaan onderstreep toe ons op pad terug is Suid-Afrika toe. Dink aan jou besigheid terwyl ek hierdie vir jou lees van Jakobus, jou eie besigheid, dink hieraan. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly, ons sal sake doen en geld maak. Nou sê Jakobus, julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. My broer in die Here, kan ek jou uitnooi om van môreoggend af, as jy bid vir jou werk, vir jou vrou,
vir jou besigheid, dat jy hierdie stukkie sal byvoeg by elke gebed, as die Here wil. En gaan werk dan hard, met 'n ander hart. Kom ons lees Matteus 6, nou julle Here Jesus wat praat oor geld. Matteus 6 vers 9, daar's pragtige ooreenkomste tussen Jakobus en die bergrede. Dit is eintlik kosbaar as jy dit vir jouself, die bergrede saam met Jakobus wil lees, dit is kosbaar. Matteus 6 vers 9. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Kom ons stop net daar. Dis hoe die Here Jesus ons leer om te bid. Dis die helfte van die Onse Vader en het ons al enige iets oor onsself gebid. Kan ek jou uitnooi om voor jou gebed vir jou werk en as die Here wil, hierdie gebed ook deel van jou weeklikse gebedsprogram te maak. Miskien gaan kniel in jou badkamer, maak die deur toe. En bid die Onse Vader terwyl jy opkyk. En dan gee ons daaglikse brood is 5de op die lys. 5de op die lys. Nie eerste op die lys nie. En dan gaan dit aan om te bid vir ons dinge. En dan wat my ook help, as ek dan bid en as ek dan moet gaan werk, hoe doen ons dit? 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of julle eet of drink, of wat julle ook al doen, doen dit alles tot eer van die Here Jesus. Nou vra 'n jong ingenieur vir my 'n paar weke terug, maar oom, hoe doen 'n mens dit dan nou? Hoe doen jy dinge tot die eer en verheerliking van die Here? Hoe doen jy dit? Toe praat ons daaroor, ek sê, jy gaan nog presies dieselfde doen wat jy doen. Jy gaan werk, jy gaan jou ding doen, maar jou perspektief is, jy kyk op na God, en jy doen dit om God te verheerlik, wat die sterre en die planete en die heelal gemaak het. Jy doen dit met 'n ander perspektief, en dan dink ek, gaan jy nog meer suksesvol en harder werk ook. Maar jy doen dit half, asof jy jou asem ophou, terwyl jy dit doen. Jy doen dit nie soos die wêreld nie. Ons werk bidend die hele dag. Kan ek jou uitnooi om deur die loop van die dag by jou werk saggies te bid. En weet dat die Here is in beheer. Ons kan hom nie manipuleer nie. Maar om te bid is om in die teenwoordigheid van God te leef en te werk. En Christus aan die hoof te hê van my lewe. Dis gebed. Derdens kyk ons na die wêreld, hoe die wêreld hierna kyk. Jakobus 4 vers 4 sê, weet julle nie
dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Nou laat ons net dadelik kwalifiseer. Paulus skryf in 1 Timoteus 5, ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Ons is nie in 'n klooster wat ons iewers in die woestyn toegesluit is nie. Ons is in die wêreld, ons doen ons werk, ons deel die evangelie, maar ons is nie van die wêreld nie. Om die heilige straand die gevare ook van die wêreld, 1 Korintiërs 1, die wysheid van die wêreld, die wysheid van God, die wysheid van God, die verkondiging van die evangelie, 1 Korintiërs hoofstuk 2, tog verkondig ons 'n wysheid. En dit is 'n wysheid nie van hierdie wêreld nie, van die heersers van hierdie wêreld nie. Wat ons verkondig is die wysheid wat van God kom. Die gees wat ons ontvang het, vers 12, is nie die gees van hierdie wêreld nie, maar die gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde van menslike wysheid nie, maar met die woorde wat van God kom. Nou, die mens wat die gees van God het, aanvaar die dinge van die gees van God. Vir hom is dit die woord van God, maar vir hulle wat dit nie aanvaar nie, is dit die onsin van God. Vriende, hoe weet jy wanneer jy besig is om God te verheerlik of die wêreld te volg? As jy die Here waarlik ken, gaan jou gewete jou aankla. Ken jy daai fyn klein stemmetjie in jou hart? Die Heilige Gees sal jou wys. Die wysheid van die wêreld is wat? Ken julle hierdie Land Rovers wat in Afrika opgaan met so 'n plakker? One life, live it. Een lewe, geniet dit. Waar kom dit vandaan? Dit kom uit die Bybel uit. 1 Korintiërs 15 vers 32. Paulus sê, as daar nie 'n opstanding is uit die dode nie, as daar nie 'n eindoordeel gaan kom nie, laat ons wat doen? Eet en drink, van môre sterf ons. Dit is die wysheid van die wêreld. In Filippense 3 sê Paulus dit nog sterker. Filippense 3, met trane praat hy van hulle wat die wêreld volg en die wêreldse wysheid. Hy sê, ek het dikwels vir julle gesê, Filippense 3 vers 18, en tot my verdriet, met trane moet ek dit nou herhaal, daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde. Die maag is hulle God, dis die Griekse woord koilia, vir enige genietinge is hulle God. Maar ons burgerskap is van die hemel, van waar ons die Here Jesus sal sien kom. Vriende, waar is ons skatte? Ons leef asof dit alles is. Ons vergeet van die hemelse stad. 1 Korintiërs 6 vers 19. Julle tempel, julle liggame is 'n tempel van die Heilige Gees. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie
aan julleself nie. Hoor wat sê Jakobus. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Vers 5. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê dat God die Gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Vriende, as jy in Christus is, behoort jy en ek nie aan die wêreld nie. Ons behoort aan God. Ons behoort aan hom en God is 'n jaloerse God. Onthou hier Romeine 12, gee julleself aan God as 'n heilige offer en 'n aanneemlike offer. Gee jouself aan die Here. Ek wil vir jou vat na 1 Timoteus, waar Timoteus praat oor hierdie gevare wat in die kerk ingekom het en wat ons ook hier in ons tyd in Suid-Afrika sien. 1 Timoteus 6, Paulus skryf vir 'n jong dominee, hoofstuk 6, en hy praat van die gevare van geld. Hy sê in 1 Timoteus 6 vers 10, geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Nou die Griekse woord is nie geldgierig nie. Die Griekse woord beteken die liefde vir geld. Niks fout met geld nie. Wanneer geld jou God word en Jesus jou stokperdjie, dis die probleem. Geldgierigheid, wanneer geld jou God is dit 'n wortel van allerlei kwaad. Party, en hy praat hier van predikante, pastore nou. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal en daardeur het hulle self baie elende op die hals gehaal. En wat sê hy nou vir jou en my? Maar jy, man van God, dominee, kerkraad, julle moet van hierdie dinge af wegvlug. Vriende, hoeveel kerke, hoeveel gemeentes vlug nie weg nie, maar hardloop binne in daai vangnette in. Ons sluit af die laaste stuk. Hoogmoed en die nederiges. Jakobus 4 vers 6, maar die genade wat God gee, is groter. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges. God weerstaan die Afrikaanse intellektuele akademici en die slimmes en die rykes wat dink hulle is so oulik. Wat dink dis myne. Niemand sal vir my sê wat ek met my geld mag doen nie. Dis myne. Ek het gewerk daarvoor. En as ek 'n bietjie gaan gee, gaan ek seker maak dat dit doen presies wat ek wil hê. Geld is my God en Jesus is my stokperdjie. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Sjoe, vriende, daar's so baie tekste wat ek nog met julle kan deel, wat ek deurgewerk het vandag. Maar kom ons hou dit by Matteus. Kom ons gaan na die Here Jesus toe wat hieroor praat. En dis 'n bemoediging. Dis 'n bemoediging. Dit is nou die nederigheid
wat die Here Jesus vir jou en vir my wil gee, wat in die Here staan. 2 stukkies. Die Here Jesus skrywe oor die sorge van die lewe. En hy het ook nou gepraat van die ryk jong man. Geld was sy God. En die Here kon sien dat geld is sy God. Toe sê hy vir hom, gaan verkoop dit. Kom tot bekering. In daai konteks kom die Here Jesus en hy praat oor geld. En hy praat met sy kinders. Hy praat met jou en my. Hy sê, julle kan nie God en mammon dien nie. Matteus 6, vers 24. En dan vers 25 sê die Here Jesus, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie, is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie. Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie in skure bymekaar nie, julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? Wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier het, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, nie is die woord, die kernwoord. Beywer julle allereers. So dit beteken jy gaan werk, jy gaan hard werk, jy gaan jou beste doen. Jy gaan nie lui wees nie, jy gaan hard werk. Maar die Here sê allereers, heel eerste, beywer jou eerste in die oggend voor jy werk toe gaan. Gaan jy eers kniel. Gaan ons eers die Onse Vader. Gaan ons eers as die Here wil. Die Here sê, beywer julle Tafelberg gemeente. In die eerste plek, allereers vir die koninkryk van God. En die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie. Tafelberg, moet julle nie bekommer oor môre nie. Die Here sal voorsien. Amen. Here, vanaand was vir ons almal 'n moeilike boodskap. Dis altyd 'n sensitiewe saak om oor geld te praat. Maar dankie dat ons vanaand uit u woord kon hoor wat God se bloudruk is vir ons. Dankie dat u ons kon waarsku oor die gevare as geld ons God word. En die wêreld ons wil insluk
met 'n nimmer eindigende begeerte wat net aanhou en ons in die hel kan laat val, as ons daarin sal voortwoeker tot ons sterf. Dankie dat U ons kon waarsku vanaand van die gevare dat ons wil manipuleer met geld en Jesus ons stokperdjie maak. Here Jesus, kom vanaand weer en wees U die koning in ons lewens. Ons bring alles wat ons het vanaand weer na die voet van die kruis. Alles wat ons het kom van U. Dis alles geleen uit U hand. U goedheid. Dankie Here dat ons weet dat U ons red, nie op grond van ons geld of goeie werke of enige iets anders behalwe Jesus Christus wat met sy kosbare bloed aan die kruis volkome betaal het vir al ons ongeregtigheid en sonde. Verlede, hede en toekoms is alles in Christus Jesus aan die kruis vasgespijker en dat ons gered is deur U genade en liefde. En dat ons nou, soos Jakobus ons leer, wil vrugte dra, ook as dit kom by ons geld. Vergewe ons sondes. Ons almal het al geval, Here, in hierdie verband. Vergewe ons. En as ons gee, mag ons gee met 'n blymoedige hart vir die Here. Ons loof U, ons prys U. Ons bid dit in die naam van ons wonderlike Here Jesus Christus. Amen.